Dis dan vandag 24 April 2025. Ons gaan aan met lesing 268 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En ons was by hoofstuk 151 en ons het opgehou by vers 13, maar ek haal net weer die laaste 3 verse van gister se lesing weer aan. Die Satan het nou verskyn nadat die hoofman hom gevra het om te verskyn. Yeshua het dit toegelaat en hy laat so iets toe omdat hy self teenwoordig is en die Satan, soos ons gesien het, niks kan doen as daardie naam gebruik word nie. Nou sê Yeshua, nee, ek dink is die hoofman, wend jou daarom na die meester, wat hier op wonderbaarlike wyse liggaamlik te midde van ons vertoef, en met alles wat my, insluitend my lewe, eie en gewyd is, staan ek daarvoor in, dat jy aangeneem sal word. Nou sê die Satan vir hom, dit kan ek nie. Die hoofman sê, en waarom dan nie? En die Satan skreeu, omdat ek dit nie wil nie. Ons het gister daar gesels, dit is die aard van sy kinders ook, dat hulle wil nie. Hoofstuk 152 gaan ons dan aan by vers 14. Toe roep die hoofman, ook opgewonde uit, gaan dan in die naam van Yeshua hier vandaan, want nou moet ek haas opgooi van afkeer vir jou. Jy is dus uit vrye wille onverbeterlike dier uit die hel, en al my medelee vir jou ewige pyn en kwelling, het vir ewig verdwyn. Die meester sal jou oordeel, oude esel uit die hel. Met hierdie woorde van die hoofman stort die Satan asof deur 'n bliksem getref op die grond neer, en laat 'n geweldige gebrul hoor, soos van 'n hongerige leeu. Maar ek wink vir die engel Raphael om hom onder hande te neem. Dit alles net by die aanhoor van die naam van Yeshua. Wat vir my so hartseer is, dat ons hier getuienis kry hoe kragtig daai naam is. En dan is daar soveel mense wat glo in ons volk, dat Yeshua net 'n mens was, ongeag wie en wat hy homself openbaar het, hoe hy hom openbaar het. Selfs die Satan vlug en slat neer, maar ons volk slaan nie neer in eerbied. En dan as jy hom nie kan lief hê nie, vrees hom dan. Ons vrees nie meer vir Vader nie, want ons het hom lief, en as jy hom lief het, kan jy hom nie meer vrees nie. Maar as jy hom nie kan lief hê nie, vrees hom dan eerder, want dan gaan jy definitief nie brand nie. Die engel gaan dan vinnig tussen die hoofman en Satan staan en sê, Satan, ek, een van die minste dienaars van die meester Yeshua, Yahweh van die skepingsleermag, gee jou die dwingende bevel om jou onmiddellik te verhef van hierdie plek en hierdie streek, waar jy 'n lang tyd met jou slegte asem vir dier en mens onheil gebring het. Satan sê in toorn ontstoke, waar moet ek heen? Die engel sê, waar jou dienaars op jou wag en jou vervloek, gaan en verdwyn, amen. Met hierdie woorde van die engel verhef die Satan hom as 'n bol wat na alle kante toe vlam en vlieg onder 'n knallende lawaai bliksemsnel na die noorde. Maar die engel trek aan die rotsbodem op die plek waar die Satan gestaan en gelê het. En daar lê 'n rotsblok van ruim 50 sentinaar en slinger dit met so geweld bo oor die hele berg ver in die see in, dat die rots al in die lug deur die weerstand volkome tot stof vergaan het. En almal verwonder hulle buitengewoon oor hierdie krag van die engel. En die hoofman sê, dit is vir my 'n klipslingeraar. Hy sou op sy eentjie meer werp as 10 Romeinse legioene. Oorigens dank ek u, o meester, vir hierdie openbaring, want nou het ek ook die ewige vyand van alle liefde, alle lig en al die goeie en ware dinge, so te sê persoonlik leer ken, en my gou daarvan kon oortuig wat daar met hom aan die gang is. Hy word in der ewigheid en deur geen vuur meer verbeter nie.
By Elohim God is alle dinge wel moontlik, maar in die geval glo ek dat ook die goddelike almag dit moeilik sal vind om hierdie gees tot berou en boetedoening te bring. Want as hy sy vrye wil behou, verander hy nooit nie. Word hy sy vrye wil egter ontneem, dan bestaan hy nie meer nie. En dan is daar in die hele oneindigheid geen Satan meer nie. Maar om hom met die grootste moontlike kwellings en pyn te wil verbeter, is dieselfde as om water met 'n sif in 'n lekkende houer te skep. Volgens my sou die verstandigste nog wees om hom vir alle tye der tye pynloos in die een of ander gevangenis op te sluit, en dan sou in elk geval nie die lewende mense meer kan beïnvloed nie. Joshua sê vir hom, vriend, dit is sake wat jy nou nog nie sal kan verstaan nie. Eendag sal hulle vir jou egter duidelik word. Die aardse tyd het daarvoor weliswaar geen maat nie, maar 'n hele oergrond middelsom wel. As dit eenmaal aan sy einde kom, sal ook die nog steeds moontlike ommekeer van die Satan nie meer ver af wees nie. Maar waar sal hierdie aarde dan al wees en hierdie son? Want 'n liggaam soos wat die oggend oergrond middelson het vir jou 'n ondenkbare tyd nodig, tot al die geoordeelde lewe wat hulle in haar bevind, en dit nou skynbaar dooie materie is, tot op die laaste stoffie oorgegaan het in vrye geestelike lewe. Maar soos gesê, dit kan jy nou nog lank nie verstaan nie. Dit verstaan die engele ook nie nou nie. Weldra sal daar egter 'n tyd kom, waarin jy nie meer sal twyfel aan wat nou gesê is nie, en waarin jy dinge sal glo waar jy nou nog geen begrip van het nie. Maar nou verder niks meer daaroor nie. Maak julle klaar, dan gaan ons op ons gemak terug. Nou, dit is die einde van die verskyning van Satan, hier nou in sy oerboosheidsvorm, maar ek wil ook dit deurtrek na ons tyd, want ons is nou met die profetiese boodskap besig, waar daar 'n innerlike betekenis is vir ons. En dit kan net vir my wys op die verskyning van die Antichrist, wat ons nou al uit Bernadette gekry het. Dit is Satan self, wat gaan verskyn op hierdie aarde, maar in die vorm van 'n mens. Aanvanklik gaan die mense hom nie kan herken nie, maar na mate hy verder en verder gaan, kan hy nie anderste as om sy bose natuur te openbaar nie. En hy gaan bitter baie mense doodmaak, veral die gelowige kinders van Yeshua, van Vader, en hulle sal dan deur Vader op 'n plek gebring word, wat ons nou al identifiseer het, Suid-Afrika. Maar of ons heeltemal vrygeskeld gaan word van hom, glo ek nie. Maar dat hy ons niks kan aandoen nie, kan ek wel glo. Want as ons by Yeshua se naam skuil, is ons heeltemal veilig vir die duiwel. Hy kan daardie naam nie eers hanteer, al dink jy dit net. Jy hoef dit nie eers hoorbaar uit te spreek nie. Jy kan net in jou hart stilletjies Yeshua aanroep, en dan slat hy neer soos hy hier vir ons gewys is. So, dink maar daaraan, dit lê voor, die tyd van sy openbaring is nou baie naby. Al die goed wat in die wêreld nou afspeel, kom by mekaar. Ek dink nie dis sommer net toeval dat die paus nou dood is nie. Dit sluit 'n era af, en daar gaan 'n nuwe era begin. En onthou, die ou wat aan die hoof van daai kerk is, sal moet vrywillig oorgee aan hom. Want die Antichrist se aard gaan wees dat hy aanbid wil word. En niemand sal iets anders kan aanbid nie. Nie 'n moslim nie, nie 'n Christen nie, nie 'n boeddhis nie. Almal sal hom moet aanbid. Dis wat hy gaan vereis. Want hy is soos Christus, 'n vals een. Maar wat die wêreld vir die mensdom gaan sê, hy is die ware een.
en die voorlopers daarin gaan wees. Die Rooms-Katholieke kerk se bestuur, die geldmag wat agter hulle sit, wat almal Jode is, en dan veral die Jode in Palestina, of Israel, wat nou nie eers die regte naam vir die plek is nie, maar in die vals Israel, gaan hierdie ou ondersteun. Erg, hulle gaan dalk vir hom nou uit die tempel uit laat regeer, ons weet nie. Alles, ek is nie 'n ou wat profeteer nie, ek sê mens, kyk maar na die goed en dan kan jy aannames maak, maar ons kan verkeerd wees. Daar's niks uitgekap en klip nie. Goed, nou gaan ons verder by hoofstuk 153, die afdaling van die berg. Jara, wat haar gesig tydens die sigbare aanwesigheid van die Satan met 'n doek bedek het, sê: Meester, ek keer nou graag terug na die stad, want die aanwesigheid van die een het hierdie berg, hoewel hy tog onbeskryflik gedenkwaardig sal bly, vir my vir altyd bederf. My voete sal hom nooit weer betree nie. Nou ja, mens kan dink 'n 12-jarige dogtertjie voor hierdie groot reus wat so skreeu en te kere gaan, en hy trap met sy pote op die grond dat die hele berg dril. Dit moes vir haar 'n ontsettende erge gesig gewees het. Nou sê Yeshua vir haar, toe maar nou, Satan is nou weggejaag en Raphael het die plek dadelik weer gesuiwer, deur daai klip waar hy op gestaan of gelê het, weg te gooi. Overigens sal dit jou nie skaad nie, ook sal jy daar geen enkele spesiale voordeel van hê, as jy hierdie berg wel of nie beklim nie. Nou hier is ons bewys dat ons hierdie ding geestelik kon bekyk. Die beste berg om te klim is jou eie hart. Wie tot daar in die binneste kan reik, het van die lewenskant gesien, die hoogste top bereik. Maar nou gaan ons, want die 3de uur van hierdie Sabbatdag is byna verby. Dit is die 3de uur vanaf die son op is. Volg julle my nou, maar almal, en dan sal ons die kortste en beste pad na Genesaret gaan. Nou sê die hoofman, meester, as ek my nie vergis het nie, was daar voorheen tog sprake daarvan dat ons vandag nog die hele dag hier sou bly. Yeshua sê vir hom, dan het jy my hierdie keer nie heeltemal goed verstaan nie. Daarmee word die berg van die Sabbatviering in die hart bedoel. Maar dit lig ek verder nie toe nie. Laat ons maar gaan, want benede wag verskeie siek mense op ons. Die moet gehelp word, sodat daar na my vertrek in hierdie hele omgewing geen sieke meer te vinde is nie. Nou, al gaan hulle nou fisies die berg af, want hulle moet na hulle huis terugkeer en Yeshua hulle gaan weer verder, beteken dit dat hulle nog altyd op die geestelike berg sal bly. Dis wat hy hier sê. Die geestelike berg van Sabbatsrus, waar jy heeltemal rus van Satan en waar hy dan in daai rus niks aan jou kan doen nie, omdat Yeshua by jou, in jou is. Nadat ek Yeshua dit gesê het, is almal op pad en ek, die kleine Jara en Raphael gaan vooruit en gee so die pad aan. En dit gaan vinnig en maklik berg af, die dal in na Genesaret. Na ongeveer 2,5 uur was ons alweer vlak by die stadjie Genesaret. Hier roep ek alle berggaste byeen en sê, luister almal nou na my. Wat ek julle al op die berg gesê het, sê ek vir julle nou almal weer 'n keer. Hou alles wat julle op die berg beleef en gesien het, voorlopig vir julle self. As julle egter deur 'n duidelike teken uit die hemele daartoe opgewek word, predik dit dan van die dakke af aan die mense wat te goeie trou is. Maar vir die bose wêreld moet dit voortdurend so verborge bly, soos wat die sentrum van die aarde verborge is. Want 'n uiterstelike wêreldse mentaliteit sal dit nooit kan verstaan nie. En sou julle as kranksinniges verdoem, maar dit sou dan ook die ewige dood beteken van daardie siele.
Nou hierdie wonderbaarlike dinge wat ons nou die afgelope weke gelees het, wat op die berg gebeur het, moet dit nie met enige mens deel nie. Jy sal in jou hart bevestiging kry dat hierdie persoon is ryp daarvoor. Al hierdie dinge van die see wat in 'n druppel gehou is, Jara wat na ander sterreplanete gegaan het, hierdie Satan wat verskyn het, die goed gaan die wêreldse verstand nooit kan bevat nie. Hulle gaan vir jou op die minste sê, waar staan dit in die Bybel? Hoe kan jy sulke goed glo? En dan het jy eintlik skade aan daai siele gedoen, omdat hulle dit nie op daai vlak is om dit te kan verstaan. Bedink dan veral die volgende: my woorde en lesse en dade is kosbaarder as die weergalose groot parels van Jara. Daar was 24 parels so groot soos hoendereiers. En sulke parels is daar nie om voor die swyne of die varke te werp nie. Wees daarom altyd op julle hoede, want alles wat van bo kom, is ook maar net vir diegene wat ook van bo gekom het. Vir honde en varke is slegs die afval van die wêreld goed, want 'n hond keer terug na wat hy uitgebraak het, en die varke gaan weer in dieselfde poel lê, en rol waarin hy voorheen al gerol het, besmeerd en heeltemal vuil gemaak. Neem my raad daarom van harte aan. Nou vir my is dit nogal wonderlik dat hierdie paragraaf van moenie die parels voor die varke en honde gooi nie, is vanoggend deur 'n suster wat in Maagheid bly, Dorothy, op ons groepe gesit, want hierdie vers kom ook in die boek 2 Petrus voor. En dit is net hoe Vader werk, hy gee bevestiging. Nou, wat beteken dat die hond gaan terug wat hy uitgebraak het en die vark gaan rol in sy modder? As jy dit vir byvoorbeeld 'n predikant sê wat in die kerk is, hy is gewoond om in die modder te rol van sy kerkleerstellings. Hy wil niks anders te glo nie. Hy kan nie anders te glo as aan sy drie-enige God wat vir hom verkondig is deur sy kweekskool nie. Hy kan niks anders te glo nie. Dit is die modder. So jy gee hom die waarheid, dan draai hy om, dan gaan hy weer en hy bevuil hom weer in daai modder. Dat Yeshua God Elohim is, dat Yeshua die alles is, en dat sy leer van liefde vir hulle heeltemal vreemd bly. Dit is maar wat 'n vark sal nie sy geaardheid verander nie. En dieselfde met 'n hond. Hy keer na al daai goed terug wat uitgebraak is deur die leerstellings van die kweekskool. En dit geld ook vir die charismatiese kerke. Hulle sal teruggaan na al hulle ou toertjies wat hulle uithaal, die kamptige handoplegging, ek sê nie die ware handoplegging nie, waar mense omval en op die grond neerslaan, en die spreek en brabbel in tale, en die lag in die gees, en al die verwarring wat hulle in die kerk skep. Hulle keer terug na daai uitbraaksel van hulle toe. Jy kry hom nie af. Ons het hulle al hier gehad, vrouens wat uit hierdie kerke uitkom waar die tale gebrabbel word woedend vir my as ek dit aanspreek as vals leerstellings. Ek moet dit doen, want hy sê in Bertha wat vir ons riglyne is op ons pad, dat die spreek van tale wat nie tale is nie van hom nie. Ek weet nie of julle nou gesien het wat in Amerika aangaan nie, maar daar word party van hierdie groot evangeliste wat aanbid was deur die wêreld vir die afgelope 30-40 jaar, is nou almal al in die proses van gevonnis te word. En hulle kry lewenslange vonnisse vir al die bedrog wat hulle gepleeg het. En deur die bedrog wat hulle gepleeg het, het hulle flippend baie geld gemaak. Miljarde dollars. Hulle het vliegtuie gekoop, jets en al daai goed, persoonlike goed. En alles het hulle nou verloor, want Vader se geregtigheidswiel
draai, maar hy draai stadig. En alles gaan na 'n punt toe kom. Die waarheid gaan aan die einde geopenbaar word. Of die vark in die modder bly rol, dan rol hy daar. Of die hond sy uitbraak sal eet, dan eet hy dit. Maar die waarheid sal staan. En die wat hulle nie self bevuil het met die modder en die uitbraaksel nie, sal dit raak sien en sal wegdraai van hierdie goed af. En hulle sal kom nie na 'n ander mens toe nie, hulle sal kom na Yeshua toe. Al kom Elia en verskyn hy op hierdie aarde, gaan hy die mense nie na hom toe lei nie. Hy gaan die mense almal na Yeshua toe lei. Soos wat hy as Johannes die Doper gesê het, daar is die lam van Elohim wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Ek is nie waardig om sy skoenrieme vas te maak nie. Dit is wat die Elia vir ons gaan leer. En dis wat die Elia gees nou vir ons leer, wat nou werksaam is in ons. Ons lees verder, die hoofman sê, meester, as ons egter deur nuuskieriges gevra word, na wat alles op die berg gebeur het, wat moet ons dan vir 'n antwoord aan sulke vraers gee? Yeshua sê, vertel die waarheid, en sê dat ek julle almal verbied het om dit te vertel. En die vraer sal dan nie verder aandring nie, maar daarmee genoeg neem. Met hierdie raad was die hoofman ook volkome tevrede. En ons gaan nou die stad in, na die huis van Ebal. Nou ja, hierdie berg wat nou heeltemal verander het, kan jy dink, het 'n geweldige opskudding veroorsaak in al die dorpies wat daar om was, wat nou nog in binne sig was van die berg. En hulle sal hierdie mense vra, maar julle was daar bo, wat het gebeur? Yeshua wil nie eers 'n wit leentjie hê nie. Hy wil net hê dat jy waarheid praat. En hy het vir hulle gesê, moenie praat nie. So sê vir hulle, maar ons mag nie daaroor praat nie. Daar is die berg, daar sien julle hom, maar ons mag niks daaroor sê. En dit is baie keer wat ons ook moet sê vir mense, in steede van om 'n storie te vertel, wat nie waar is nie. Sê net, hoorie, ek mag jou nie vertel wat die antwoord hier is nie, want jy is nog nie ryp vir dit nie. Smaal, wanneer jy enig ryp is, sal ons dit vir jou gee, wanneer ek die toestemming kry van Vader. Want nie almal is ryp vir hierdie woorde nie. Dis net so. Dis baie mense wat hier sit, wat nog met hulle een voet in die kerk sit, wat nie hierdie woorde kan vat nie, en wat geweldig aanstoot neem oor hierdie suiwerheid van die leer wat vereis word. Mense, ek kan nie, en ek wil afsluit daarmee, die suiwerheid van ons aanbidding beklemtoon nie. Ons kan nie met gevoelens vir 'n ander organisasie hê in ons binneste, as ons op die berg by Yeshua wil uitkom nie. In Openbaring 14 word hierdie selfde berg beskryf. Dit is die innerlike berg, soos wat hy in vers 2 van hoofstuk 1:5-3 sê. Die innerlike berg sal jy baie lees van in die boek, in die Bybel. Dit is die berg Sion. Waar die berg Sinaï 'n fisiese berg was, is die berg Sion 'n geestelike berg. En dit kan jy gaan kry as jy onthou, of die wat op die band luister, gaan lees in Hebreërs 12. Daar sê hy, dis nie 'n tasbare berg nie. Dis 'n innerlike geestelike berg wat ek en jy klim. Dis die pad wat jy geloop het tot hier. Jy is dalk al by die voet van die berg, jy is dalk halfpad op die berg, 3/4 pad amper bo. Ons almal is op pad. Dis nie 'n berg wat maklik te klim is nie. Jy klim 'n paar tree vooruit en dan val jy weer 1 of 2 tree terug. Maar elke keer klim jy. En wie's bo? Volgens Openbaring 14 staan Yeshua bo. En hy soek rein mense wat maagdelik rein is. Nie virgins soos ons dit sê in die vlees nie. Want hy gaan verder, hulle wat hulle self nie met vroue besoedel het nie. Nou dit is
as jy dit letterlik opneem, is dit 'n direkte teenstrydigheid met die opdrag wat hy vir Adam en Eva gegee het. Gaan heen, wees vrugbaar en vermeerder. Hoe sal hy teen sy eie woord gaan? Jy moet dit geestelik lees. Die vroue is kerke, want kerke beskou hulle self as vroulik, al sê hulle dit nie altyd nie. En in die verkeerde kant noem ons hulle hoerkerke. En die Rooms-Katholieke kerk is die groot hoerkerk van Openbaring 17 en 18. En die ander kerke wat haar volg in haar gruwels, die beker wat sy in haar hand het terwyl sy op die rug van die dier ry, dis haar dogters, want hulle kom almal uit haar voort. Die protestantse kerke, die sisterskerke waarin ons, wel ek was daar, baie van ons groot geword het, dis dogters van die groot hoer. Hulle het 'n bietjie van die hoer se beginsels weggegooi, maar hulle het die belangrikstes aangehang. Soos byvoorbeeld die Sabbatsviering wat hulle nie doen nie, en die belangrikste is die driekoppige God wat hulle aanbid, en dan het hulle, die ouens wat weggebreek het, was baie keer ingestuur as Katholieke onder 'n dekmantel, om die rigting in die kerk aan te pas by wat die Katholieke kerk wil hê. Soos ek het geen twyfel dat Johannes Calvin, wie se naam eintlik Cowan is, 'n Jood, dat hy 'n vals hervormer was nie. En vandag, as jy Orania toe gaan, al die mense sê vir jou hulle is Calviniste. As jy hier na Kleinfontein toe gaan, waar regse boere bly, wat nie enige ander ras daar toelaat nie, hulle is almal Calviniste. En hulle wil niks te doen hê met ons nie. Ek het al vir julle voorheen gesê, hoe hulle ons daar weggejaag het. So, wees versigtig om jou voet in hierdie Calvinistiese spul in te druk. Of dit die sisterskerke is, of die ander agterkleinkinderhoere, naamlik die AGS en die Pinksterkerke en al die ander goed. Hulle kom almal daar uit. Eers wanneer 'n kerk heeltemal weggebreek het van al hierdie leerstellings en Yeshua alleen navolg en glo dat die kerk in die hart is, hierdie berg wat ons moet klim, dan kan jy sê ek is by die regte plek, wanneer hulle die werke van die Gees doen. So dit is die berg waar Yeshua staan, en wat doen hy met hulle wat maagdelik rein is? Dit beteken hulle het niks meer in die gees van hierdie hoerekerke in hulle nie. Fisies kan 'n maagd nooit weer 'n maagd word nie. As die maagdelikheid gebreek is, dan is dit vir altyd. Maar in die gees, deur Yeshua se verlossing, wat hy vir ons gebring het op Golgotha en sy opstanding, kan ons weer maagdelik rein word, as ons onsself nie met vroue besoedel nie. Nou, hoe besoedel jy jou met hierdie vroue kerke? Eenvoudig, jy gaan so toe. Jy gaan luister wat hulle sê. Jy gaan hê gemeenskap saam met hulle, geestelike gemeenskap. Dit is die definisie van 'n geestelike hoer. En Yeshua, wat die absolute top bruidegom is, wat almal na streef, die grootste, die wonderlikste, die liefdevolste, die rykste, die sterkste, alles, wil nie met 'n hoer in die huwelik gaan nie. Intree nie, hy wil nie. Hy soek 'n bruid, en die bruid is jou siel, wat net smag na Yeshua. Nie na nog ander gode langsaan die Gees en Vader en al die ander goed wat hulle vir ons geleer het nie. Daar is net een, dis Yeshua. Dis die beroep wat ek op elkeen doen. Moenie speel met jou bruidskap nie. En daarmee moet ek ook sê, ek sê nie dat as jy dit nie doen, as jy dit doen nie, gaan jy hel toe nie. Ek sê dit nie. Maar ek sê, jy gaan definitief nie die hoogste vorm van geestelike plek inneem, naamlik in Yeshua se huis, in die hemel, in die nuwe Jerusalem, as sy bruid nie.
Jy gaan dalk by die miljoene ander huiskamers of wonings van die Vader kom, waar jy nog opleiding sal moet kry, waar jy vir jouself die tyd verleng om in die hoogste liefde te kom. Maar soos wat ek dit geleer het, uit die nuwe openbarings, as jy dit nie op die aarde maak nie, dan kan jy nooit die aangesig van Yeshua sien, soos wat ons mekaar nou sien nie. Jy kan wel die saligheid beleef in die geestelike son, waar sy son, sy gees oor jou sal skyn, waar ook al jy woon, of waar ook al jy jou gaan bevind, maar in sy huis, dit is hier op aarde wat dit moet gebeur. Wat eintlik baie, baie streng is. Maar as jy verstaan, dan is dit nie so erg nie. Al wat jy moet doen, vorm jou net tot liefde. Liefde vir hom, as vader, as seun, as bruidegom, en liefde vir jou naaste wat behoeftig is. So. Baie eenvoudig, as jy dit, al die ander gemors weggebreek het, al die ou leerstellings wat hulle vir ons sê, jy moet dit doen, of jy kan nie in die hemel kom nie. Jy gaan nie in die hemel kom as jy nie jou 10de gee nie. Jy gaan nie in die hemel kom as jy nie elke Sondag in die kerk is nie. Jy gaan nie in die hemel kom as jy nie gedoop is as kind nie. Dis vir ons gesê. Of as jy nie aangeneem is nie. Al die goed is valse leerstellings wat ons moet afgooi van onsself. Want ons is almal, meeste van ons is uit die kerk uit. Maar in baie gevalle is die kerk nie uit ons uit nie. Dit moet ons altyd baie noukeurig in ons harte nagaan. En dit sal jy sien, soos wat jy die berg klim in jou eie hart, sal jy hierdie dinge herken wat nog vastklou aan jou. Verkeerde dinge van die kerk, verkeerde dinge van die wêreld, al die wêreldse begeertes wat ons mee groot geword het van kinds af. Dis alles goed wat jy moet afwerk, om op die berg te kom waar Yeshua met jou in die huwelik kan tree. En dit is niks, daarmee sluit ek heeltemal af, is niks anderste as jou gees, die manlike, wie Yeshua self is, wat een word met jou siel, die bruid, wie jy is. Dis hoekom ons mans ook deel is van die bruid, want ons siele is vroulik. Dis deel van die gevalle deel, dit is die gevalle deel wat geval het, is die vroulike. Dis die geestelike skepping wat geval het. En nou moet die geestelike skepping opgehef word en weer verenig met Yeshua, sodat ons dan sy skeppingsarm kan word in die heelal. Baie dankie.